Hoofstuk 32. 'n Vrygewige gemeente. In sy eerste sentbrief van die Korintiërs het Paulus die gelowiges ingelig oor die algemene beginsels aangaande die ondersteuning van Gods werk op aarde. In sy skrywe aangaande sy apostoliese arbeid vir hulle ontwil vra hy: Wie dien ooit as 'n soldaat op sy eie koste? Wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrug nie? Of wie pas 'n kudde op en geniet nie van sy melk van die kudde nie? Sê ek dit miskien mensliker gewys, of sê die wet dit nie ook nie? Want in die wet van Moses is geskrywe: 'n os wat graan dors, mag jy nie muilband nie. Is dit miskien oor die osse dat God hom bekommer? Of spreek hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg, op hoop moet ploeg, en hy wat dors, op hoop om hom wat hy hoop deelagtig word. Die apostel verneem: As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons vir julle stoffelike goed maai. As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met die heilige dinge werk, uit die heiligdom eet nie, en dat die wat by die altaar besig is, met die altaar deel nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. 1 Korintiërs 9, vers 7 tot 14. Hier het die apostel na die plan van die Here vir die onderhoud van die priesters wat in die tempel dien, verwys. Diegene wat vir hierdie heilige ampt afgesonder is deur hulle broeders onderhou aan wie hulle die geestelike seëninge bedien het. Nou het hulle, wat uit die seuns van Levi die priesterskap ontvang, wel 'n gebod om, volgens die wet, van die volk tiendes te neem. Hebreërs 7 vers 5. Die Here het die stam van Levi gekies om die heilige ampte van die tempel en die priesterskap op hulle te neem. Aangaande die priesters is daar gesê: Die Here jou God het hom uitverkies, dat hy altyd kan staan om te dien in die naam van die Here. Deuteronomium 18 vers 5. 1/10 van al die aanwas is deur die Here as sy eiendom gevorder, en as iemand die 10de teruggehou het, het hy dit as roof beskou. Paulus het juis na hierdie plan vir die onderhoud van die bediening verwys toe hy gesê het: So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe. En later het die apostel in sy brief van Timoteus gesê: Die arbeider is sy loon werd. 1 Timoteus 5 vers 18. Tiende heffing was maar net 'n deel van Gods plan vir die onderhoud van sy diens. God het talle geskenke en offergawes duidelik omskryf. Onder die Joodse stelsel is mense geleer om 'n vrygewige gees te koester in sowel die onderhoud van die saak van God as in voorsiening in die nood van die behoeftiges. Vir spesiale geleenthede was daar vrywillige offergawes. Oestyd en parstyd is die eersteling van die veld, koring, wyn en olie, as 'n offer aan die Here gewy. Die nalesing en die hoeke van die lande is vir die armes uitgehou. Die eerstelinge van die wol, wanneer die skape geskeer is, van die graan, wanneer die koring gedors is vir God afgesonder. Dit het ook vir die eerstelinge van alle diere gegeld, en vir die eerstegebore seun moes 'n losprys betaal word. Die eerstelinge moes by die heiligdom aan die Here gegee word, en daar is vir die gebruik van die priesters aangewend. Deur hierdie stelsel van weldadigheid het die Here getrag om aan Israel te leer dat hy in alles eerste moet wees. Op hierdie manier is hulle daarin herinner dat God die eienaar is van hulle landerye, hulle kuddes en hulle vee. Dat dit hy is wat aan hulle die son skyn en die reën gestuur is,
om die oeste te laat groei en ryp word. Alles wat hulle besit het, was syne. Hulle was die rentmeesters van sy goedere. God is nie van plan dat Christene wie se voorregte veel groter is as die van die Joodse nasie, minder vrygewig moet wees as hulle nie. Die Heiland het gesê, elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. Lukas 12 vers 48. Die vrygewigheid wat van die Hebreërs vereis is, was hoofsaaklik tot voordeel van hulle eie nasie. Teenswoordig strek die werk van God tot alle dele van die aarde. Christus het die skatte van die evangelie in die hande van sy volgelinge gelê, en op hulle het hy die verantwoordelikheid gelê om die blye boodskap van verlossing aan die hele wêreld te verkondig. Ons verantwoordelikhede is tog seker veel groter as die van oudtydse Israel. Naarmate die werk van God uitbrei, sal die versoeke om hulp al hoe meer word. Om aan hierdie versoeke te voldoen, behoort Christene die bevel te gehoorsaam. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Maleagi 3 vers 10. As belydende Christene hulle 10de en offergawes getrou aan God wou bring, sou sy skathuis vol gewees het. Dan sou dit onnodig wees om kermisse, loterye of feestelike geleenthede te hou om die evangelie te onderhou. Mense kom in die versoeking om hulle middele vir eie genot, vir die bevrediging van hulle begeertes, vir eie sieraad of in die verfraaiing van hulle huise te gebruik. Daar is talle gemeentelede wat nie aarsel om 'n ruim mate, selfs oordadig hieraan geld te bestee nie, maar wanneer hulle gevra word om tot die skatkis van die Here by te dra, vir voortsetting van sy werk op aarde, weifel hulle. Miskien omdat hulle voel dat hulle niks anders kan nie, gee hulle bedrag wat veel kleiner is as wat hulle vir die onnodige bevredinge sou uitgee. Hulle bewys geen ware liefde vir die diens van Christus, geen opregte belangstelling in die verlossing van siele nie. Dit is geen wonder dat die Christelike belewenis van sulke mense net 'n verpotte, sieklike bestaan is nie. Hy wie sy hart met die liefde van Christus brand, sal dit nie net as sy plig beskou nie, maar ook as sy plesier om te help met die bevordering van die hoogste, heiligste werke wat nog ooit aan mense toevertrou is, naamlik om die wêreld van rykdom, van goedheid, genade en waarheid te bedien. Dit is die gees van hebsug wat daartoe aanleiding gee, dat mense die middele wat aan God behoort vir die bevrediging van self hou. En hierdie gees is nou vir hom net so groot 'n gruwel as toe hy die volk deur sy profeet streng bestraf het deur te sê, mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In tiendes en offergawe. Met die vloek is julle belaai en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Maleagi 3 vers 8 en 9. Die gees van vrygewigheid is die gees van die hemel. Hierdie gees van sy hoogste uiting in die offer van Christus aan die kruis. Om ons ontwil het die Vader sy eniggebore seun gegee, en nadat hy alles wat hy gehaat het, opgegee het, het Christus homself gegee, sodat die mensdom gered kon word. Die kruis van Golgotha behoort vir elke volgeling van die Heiland 'n oproep tot weldadigheid te wees. Die beginsel wat daar uitgebeeld word is om te gee. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. 1 Johannes 2 vers 6. In teenstelling daarmee is die gees van selfsug die gees van die Satan. Die beginsel wat in die lewe van wêreldlinge uitgebeeld word is om te kry. Hulle hoop dat hulle op hierdie wyse geluk en gemak sal kry, maar die vrug van die saad wat hulle saai, is ellende en die dood. Eers wanneer God ophou om sy kinders te seën, sal hulle vrygestel wees van die verpligting om aan hom daardie deel te gee wat hy eis. Nie alleen behoort hulle aan die Here daardie deel te gee wat aan hom behoort nie,
maar hulle behoort ook 'n ruim bydrae as dankoffer na sy skathuis te bring. Met vreugdevolle harte behoort hulle die eerstelinge van hulle oorvloed, hulle keurigste besittinge, hulle beste en heiligste diens aan hulle Skepper te wy. So sal hulle ryke seëninge kry. God self sal hulle siel maak soos 'n besproeide tuin waar water nooit ontbreek nie. En wanneer die laaste groot oes ingesamel word, sal die gerwe wat hulle bevoorreg is om na die meester te bring, die loon wees wat hulle onselfsugtige gebruik van die talente wat aan hulle geleen is. Die uitverkore boodskappers van God, wat met baanbrekende werk besig is, behoort nooit gedwing te word om op hulle eie koste, sonder die medelee en opregte steun van hulle broeders, tot die stryd toe te tree nie. Dit is die plig van die gemeentelede om vrygewig te wees teenoor diegene wat hulle wêreldlike werk verlaat, sodat hulle die tyd van die evangeliebediening kan wy. Wanneer die dienaars van God aangemoedig word, word sy saak grootliks bevoordeel. Maar wanneer hulle regmatige ondersteuning weens die selfsug van mense teruggehou word, word hulle hande verswak en hulle bruikbaarheid word dikwels belemmer. God is ontevrede met diegene wat voorgee om sy volgelinge te wees en nog toelaat dat toegewyde werkers gebrek ly, terwyl hulle werksaam in die evangeliebediening betrokke is. Hierdie selfsugtiges sal verantwoording moet doen, nie net vir hulle eie misbruik van die Here se geld nie, maar ook vir die neerslagtigheid en hartseer wat hulle gedrag vir sy getroue diens veroorsaak het. Diegene wat tot die evangeliebediening beroep word en gehoorsaam aan die roepstem van hulle plig alles prysgee om die diens van God te aanvaar, behoort weens hulle selfopofferende werk genoeg loon te ontvang om hulle en hulle gesinne te onderhou. In die verskillende wêreldlike beroepe, sowel verstandelik as liggaamlik, kan getroue werkers 'n goeie loon verdien. Is die verspreiding van die waarheid en die bekering van siele tot Christus nie belangriker werk as gewone sake nie? En is diegene wat hierdie werk getrou doen, nie met reg op ruim vergoeding geregtig nie? Deur ons waardering van die vergelykende waarde van werk vir sedelike en vir liggaamlike welsyn, bewys ons waardering vir die hemelse in vergelyking met die aardse. Sodat daar in die skatkis middele kan wees vir die onderhoud van die evangeliebedienaars en om in die behoeftes van die sendingveld te voorsien, is dit noodsaaklik dat die volk van God gewillig en ruim gee. Daar rus op die predikante 'n plegtige verantwoordelikheid om die behoeftes van die saak van God aan die gemeentes voor te hou en om hulle te leer om vrygewig te wees. Wanneer dit verwaarloos word en die gemeentes nalat om in die node van ander te voorsien, is dit nie net die werk van God wat daaronder lê nie, maar die seën wat die gelowiges behoort te ontvang word weerhou. Selfs die heel armstes behoort hulle offergawes aan God te bring. Hulle moet die genade van Christus deelagtig wees, deur dieselfde verloon om ander te help wie se behoeftes dringender is as hulle eie. Die arme man se gawe, die vrug van selfverloning, styg soos welriekende wierook voor God op. En elke daad van welwillendheid versterk die gees van liefdadigheid in die hart van die gewer en bring hom 'n noue verbinding met hom wat ryk was, maar vir ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk kan wees. Die daad van die weduwee wat die 2 muntstukkies, al wat sy gehad het, in die offerkis gewerp het, is te boek gestel om 'n aanmoediging te wees vir diegene wat, alhoewel hulle armoedig is, nog verlang om die saak van God met hulle offergawes aan te help. Christus het die disippels se aandag op hierdie vrou gevestig, wat haar hele lewensonderhoud, Markus 12 vers 44, gegee het. Hy het haar gawe as van meer waarde beskou as die groot offergawes van diegene wie se almoese geen selfverloning vereis het nie. Uit hulle oorvloed het hulle 'n klein gedeeltetjie gegee. Om haar offergawe te gee, het die weduwee
haarself die lewensbenodighede ontsê en op God vertrou om in haar behoeftes van die volgende dag te voorsien. Van haar het die Heiland gesê: Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Vers 43. So het hy geleer dat die waarde van die offergawe nie volgens die bedrag geskat word nie, maar volgens die gedeelte wat gegee word en die dryfveer wat die gewer beweeg. In sy bediening van die gemeentes het die apostel Paulus onvermoeid getrag om die harte van die nuwe bekeerlinge te besiel met 'n begeerte om groot dinge vir die saak van God te doen. Hy het hulle dikwels vermaan om vrygewig te wees. Aangaande sy vroeëre arbeid onder hulle, het hy aan die ouderlinge van die Efese gesê: Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbeid die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Handelinge 20 vers 35. Aan die Korintiërs het hy geskryf: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Byna al die gelowiges in Macedonië was arm aan aardse goedere, maar hulle harte het oorgeloop van die liefde tot God en sy waarheid, en hulle het met blymoedigheid gegee om die evangelie te ondersteun. Toe algemene kollektes ter ondersteuning van die Joodse gelowiges in die heidense gemeentes opgeneem is die vrygewigheid van die Macedoniese gemeente as voorbeeld aan die ander gemeentes voorgehou. In sy brief van die gelowiges te Korinte vestig die apostel hulle aandag op die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewing, deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap by die diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ja bo vermoë, gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 4. Die gewilligheid van die Macedoniërs om op te offer was die gevolg van heelhartige toewyding. Maar deur die Gees van God beweeg het hulle hulself aan die Here gegee. 2 Korintiërs 8 vers 5. Daarna was hulle gewillig om hulle middele ryklik by te dra vir die onderhoud van die evangelie. Dit was nie nodig om by hulle aan te dring om te gee nie. Hulle het hulle eerder verbly in die voorreg om hulle selfs die nodigste te ontsê, sodat hulle in die behoeftes van ander kon voorsien. Wanneer die apostel hulle wou keer, het hulle hom gesmeek om hulle offergawes aan te neem. In hulle eenvoud en opregtheid en liefde vir die broeders, het hulle self verloon en aldus die vrugte van hulle weldadigheid ryklik geniet. Toe Paulus Titus na Korinte gestuur het om die gelowiges aldaar te versterk, het hy hom beveel om daardie gemeente op te bou in die genade van vrygewigheid, en in 'n persoonlike brief van die gelowiges het hy self ook 'n beroep om hulle gedoen. Soos julle in alles oorvloedig is, het hy gesmeek, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdadigheid oorvloedig is. Maar voltooi nou die daad ook, sodat, net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Want as die bereidwilligheid daar is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. 2 Korintiërs 8 vers 7, 11 en 12 en 9 vers 8 tot 11.
Onselfsugtige vrygewigheid het vir die vroeë kerk groot blydskap gebring, want die gelowiges het geweet dat hulle pogings help om die evangelie na diegene te stuur wat in duisternis sit. Hulle welwillendheid het getuig dat hulle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Wat anders as die heiligmaking van die Gees kon sulke vrygewigheid voortbring? In die oë van sowel gelowiges as ongelowiges was dit 'n wonderwerk van genade. Geestelike voorspoed staan in noue verbinding met Christelike vrygewigheid. Die volgelinge van Christus behoort hulle te verbly in die voorreg om die weldadigheid van hulle Verlosser in hulle eie lewens te openbaar. Wanneer hulle aan die Here gee, het hulle die versekering dat hulle skatte voor hulle uit na die hemel toe gaan. Wil mense hulle besittings verseker? Laat hulle dit in die hande lê wat die littekens van die kruisiging dra. Wil hulle vermoëns geniet? Laat hulle dit gebruik om die armes en lydenis te seën. Wil hulle besittings meer maak? Laat hulle gehoor gee aan die goddelike bevel. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Spreuke 3 vers 9 en 10. As hulle probeer om hulle besittings vir selfsugtige doeleindes te behou, sal hulle dit vir ewig verloor. Maar as hulle skatte aan God gee, dra dit van daardie oomblik af sy inskryf. Dit is met sy onveranderlikheid verseël. God verklaar: Welgeluksalig is julle wat by alle water saai. Jesaja 32 vers 20. Om die gawes van God voortdurend aan die saak van God te gee, oral waar mense se behoeftes ons hulp nodig het, neig nie tot armoede nie. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Spreuke 11 vers 24. Die saaier vermenigvuldig sy saad deur dit weg te gooi. So gaan dit met diegene wat die gawes van God getrou uitdeel. Deur mee te deel vermenigvuldig hulle seëninge. God het beloof, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee.